val daar geen reën op die lande nie, en droogte oorheers alles. Al dra die wingerd geen druiwe nie, en is die oes maar skraal. Selfs al is daar nie 'n skaap in die kraal nie, geen koring om te saai nie, nogtans sal ek U loof, o Here, U naam vereer. Nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U prys, my kragte vind ek in U, o Jesus my koning. Al is die wêreld stukkend, al is daar niks om op te bou nie, alleen is my rede, op U alleen sal ek vertrou. Al voel die pad voor my so donker, en ek weet nie wat om te doen nie. Al sê die werklikheid rondom my, daar is geen hoop, geen heil meer nie, dan kyk ek na U trou, hoe U my tot nou behou het. Nogtans sal ek U loof, o Here, U naam vereer. Nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U prys, my kragte vind ek in U, o Jesus my koning. Al is die wêreld stukkend, al is daar niks om op te bou nie, U alleen is my rede, op U alleen sal ek vertrou. U is my krag, U gee my voete soos die van die herte, U maak my seker op die hoë wankelrige plekke. U is my lig in die donker, U is my hoop in die stryd, U is my alles, U is my rede. Nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U prys, my kragte vind ek in U, o Jesus my koning. Al is die wêreld stukkend, al is daar niks om op te bou nie, o alleen is my rede, op U alleen sal ek vertrou. Op U alleen, U alleen is my redder. Nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U prys. Nou kom ons kyk seker na een van die Bybelverse wat 'n mens waarskynlik die mees ongemaklikste maak. Matteus 6 vanaf vers 19 gaan ons kyk. Moenie vir julle skat op die aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Kom ons kyk net na vers 21. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou kom ek kyk of ek vanoggend daai vers julle kan oopbreek en dan stuur ek julle 'n lekker ongemaklikheid toe vandag. So hele rukkie terug, ek onthou dis nog 'n Saterdag gewees, toe die kinders lekker verveeld. Julle ken mos nou al daai ene, veral weer met die kinders. Die stories wat gekyk wil word, is daarom nou al gekyk. Die speelgoed is al oud dies teen daai tyd gewees.
En nou hang hulle net rond in die huis, hulle dobber nou maar net daar rond, elkeen besig met sy eie goed. Ek besluit toe om vir hulle 'n skatkaart te maak, soos een van daai wat die pirates mos nou gebruik. Daar is mos 'n paar kentekens mos op die kaart en 'n paar bakens met 'n dotted lyn van waar jy moet loop. En dan as jy uiteindelik later by 'n boom aankom, 75 tree in 'n suidelike rigting en daar moet jy begin grawe. En daai plek is nou gewoonlik gemerk met 'n groot X op die kaart. Maar nou het ek eers so 'n boksie speelgoed gevat, 'n klomp speelgoed daar binne gevat en daar binne in daai plek eers gaan begrawe. Toe teken ek die kaart. So ek teken die kaart en ek het hom so gemaak dat dit nie te maklik is nie, want hierdie ding moet hulle nou 'n Saterdag besig hou. Die oorspronklike beplanning is eintlik 'n halwe Saterdag se gaaf gewees het, maar ek het myself misjudge. Want toe ek weer sien, toe kom die 5 hier verby gehardloop. En toe kom hulle weer hier verby gehardloop. En dan kom hulle weer hier verby gehardloop en dan is hulle weer daai kant toe verby. Dit gaan heen en weer. En die storie gaan ver te vinnig, hoor. Ek moet sê, ek dink waar ek die fout gemaak het is, ek het gereken, een breintjie gaan 'n rukkie vat, wat ek vergeet het is, daar's 5 breintjies, hoor. En daai 5 breintjies het saamgewerk, hoor. So die 2, 3, 4 ure ding, word toe 'n 10 minute ding. En kort voor lank, toe vaar hulle daar in die tuin in, en hulle begin grawe soos 5 hondjies, die honde kyk hulle net skeef aan, want die honde doen dit gereeld, hulle, veral as die katte nou gaan sit, want dan is hulle agter die kat se rolle aan, Maar net so 'n rukkie, hier staan hulle met die blikkie in die hand, en die speelgoed is uit. Maar ek moet sê, die idee het nogal goed gewerk, Van daar af toe begin hulle met hulle eie ene. Toe maak hulle spanne. Een steek weg, en die ander een teken 'n kaart, en dan soek hulle mekaar se goed nou. Dan ry hulle weer om. Ag, net so rukkie, dan begin hulle cheat, Dan kyk hulle om die muur, waar begrawe hulle uit blikkie, want hulle wanneer hulle die kaart lees, en kyk sommer waar begrawe hulle. Maar dit het hulle daarom die hele dag besig gehou. Nou wat sal jy nou sê vanoggend, as ek nou vir jou sê, dat die Bybel ook 'n skatkaart is. Jou hart is die wegspringpunt, en jy moet die lyne en die bakens volg, en dan gaan jy op 'n stadium by jou skatkis uitkom. Matteus 6 vers 21 sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoor jy nou mooi dit? Waar jou skat is, as ek daai skatkis se deksel oopmaak, dan lê jou hart binne in daai skatkis. Jy kan dit andersom ook sê. Waar jou hart is, as ek agter jou hart gaan aanloop, dan gaan ek op 'n stadium by jou skatkis uitkom. Dalk verstaan mense dit makliker so. So as jou hart by antiques is, raai waarvan gaan jou huis vol wees? Raai waarop gaan jy jou tyd gebruik, waar gaan jy heel partykeer ronddry om te gaan kyk, waar is, so jou tyd en jou geld en jou aandag val daar. As jou hart by visvang is, kan ek maar jou bankstaat trek en sien waar die meeste van jou tyd en jou geld gebruik, want dis jou skat. Dalk is dit binnehuisversiering, dalk is dit jag, dalk is dit toer, dalk is dit om vakansies te hou, dalk is dit verf of games, man, noem dit. Waar jou skat lê, daar lê jou hart binne. En as ek agter jou hart gaan aanloop, gaan ek jou skat ontdek. Hierdie twee is in mekaar gehak, hulle kan nie geskei word nie. So wanneer ek iemand se hart soek, kyk na sy skat. Wanneer jy sy skat kry, gaan jy sy hart binne ontdek. Nou in een sinnetjie, som Jesus ons hele lewe op. En ons grootste probleem waarmee ons sukkel. In een sinnetjie maak Jesus ons bitter ongemaklik. Soveel so dat ons koppe vanoggend moet saak. Hoekom so? Ek onthou so rukkie terug, toe hoor ek eendag 'n predikant sê dat Jesus die meeste van alles van geld gepraat het. En ek dink toe by myself, dit voel vir my soos 'n vis met grate. Ek weet nie of ek dit glo nie, maar dit pla my, want ek wil nou weet of dit nou regtig so is. En ek het nou gaan kyk, en ek sien toe dat Jesus geweldig meer daaroor praat as die hemel en die hel, glo dit of nie. Maar ek kom toe agter dat dit nie so seer oor geld self gaan nie, maar Jesus gaan dieper as dit, want hy kom by die hart uit. En Jesus praat oor die hart geweldig baie. Dit gaan alles in die hart. En dit gaan oor die hart. Dis hoekom Jesus sê in vers 21, wys my jou skat, en ek sien jou hart. As ek jou hart gaan volg, gaan ek sien waar jou skat is.
Of in plat Afrikaans, volg iemand se geld en jy gaan sien waar lê sy hart. Hoe kry 'n politikus dit reg wat amper niks het en oor 10 jaar 200 miljoen rand in sy bankrekening? Volg geld. Hoekom is daar sekere maatskappye so hand om die blaas by die regering? Volg geld. Hoekom was daar sekere ouens betrokke by die COVID-inspuitings? Volg geld. Hoekom trou 'n 25-jarige meisie met 'n ouer as 75 jaar? Volg geld. Kyk, dis nie wat ek glad nie verstaan nie, want baie keer dan dink daai oomie, nee man, sy is nie agter my geld aan nie, sy dink ek is nogal cool. Ek is amper soos 'n James Bond op 75 vir die keer. Nee, ek wil nou nie op babbelbaars vanoggend nie, jy lyk nie mooi nie, jy's ryk, volg maar die geld. Wanneer die geld opdroog, daar is die liefde by die deur. So die term wat gebruik word, volg die geld, jy gaan by die ou se hart uitkom, die ou wat dit heel eerste ooit gesê het, was Jesus. Volg die geld en jy kry die ou se hart. Dis so waar is dit nie. Dis een van daai stellings wat 'n mens bitter ongemaklik, want baie vinnig is ons gewoonlik op ons agtervoete besig om onsself te verdedig en te kritiseer, want ons hou nie van waantoe hierdie gesprek nou gaan nie, want as ek daai spore in my lewe gaan volg, gaan ek nie uitkom waar ek wil hê jy moet uitkom nie. Ons weet, jy kom moeilikheid. Daarom is dit baie keer maklik om vir Donnie te sê, weet jy wat Donnie, nee, gaan nou vanoggend glad jy luister Donnie preek oor geld. Jy sien, daar's baie lyne wat 'n mens in jou lewe kan volg. En in baie lyne wat ek in jou lewe gaan volg, gaan ek waarskynlik by Jesus uitkom. Maar sekere lyne in jou lewe, as ek daai paadjie gaan volg, gaan ek nie uitkom waar jy wil hê ek moet uitkom nie. Nie alle lyne in my lewe loop na Jesus toe. Daar's baie plekke waar ek gaan moet erken, as jy hierdie lyn gaan volg, gaan jy waarskynlik by 'n ander plek uitkom. Dis by jou skat en waar jou hart regtig is. Nou verstaan julle hoekom die mense so kwaad geraak het vir Maleagi, toe Maleagi vir hulle sê, okay mense, kom ons kyk wat het jy, kom ons kyk wat gee jy, en dan bepaal het hoe lief jy vir God is. Toe hy dit sê, toe steek hulle hom onder die klippe. Want die ouens wou hulle self, hulle het die beste van hulle self gehou, hulle het glad nie gehou van wat Maleagi sê oor aarde nie. Kyk mense, ek weet, dis glad nie 'n lekker ding oor te gesels nie. Maar ek moet vir julle sê, dat fynbos gaan nie oor mense so opinies nie. Dit gaan nie oor verskeie agendas nie, dit gaan nie oor waarvan ons hou en waarvan ons nie hou nie, dit gaan oor Jesus is die hoof. En hy is die koning en ons buig voor Jesus, sy woord is wet. Dit gaan daaroor dat ons 'n kerk wil wees wat God in alles gehoorsaam wil wees. En om dit te doen, moet ons oor alles gesels. Sodat ons weet dat ek in elke fase van my lewe, dat ek in elke fase besig is om God te dien. Sodat ek in alles in my lewe God kan verheerlik. So al hou ons nie daarvan nie, moet ons daaroor gesels, want doen ons dit nie, is ons ongehoorsaam. Dan dien ek God halfpad soos ek wil en nie soos ons moet nie. Ons kan nie altyd die lekker skrifgedeeltes oor preek en alles gaan goed nie. En sekere gedeeltes ignoreer ons nie. Hier staan dat Jesus gepraat het in Matteus 6. En as Jesus praat, gaan ons luister. Al maak dit ons hoe ongemaklik. Ek dink een van die redes hoekom dit ons so geweldig ongemaklik maak, is omdat dit iets naby aan ons is. Dit is iets persoonlik. Geld is iets persoonlik. Ek hou van dit. Want dit gee 'n mens 'n mate van vryheid, ek kan doen wat ek graag wil. En ek hou daarvan. En ek weet jy ook daarvan. Ongelukkig is dit een van daai wurms wat in 'n mens se hart opgekruip sit. En ons sukkel met dit. Dis nou maar 'n mens. As jy spasie en genade nodig het, beteken dit jou hart klop. Daar is iets wat in 'n mens se hart vassteek wat maak dat Jesus so baie oor mense se hart moet praat. Ek moet eerlik wees, elke keer as ek by so 'n gedeelte uitkom, nee, dan sit ek daar agter die reek, dan dink ek op myself, "Jo, nee, nie vandag nie, dalk volgende keer." En die versoeking is daar om dit oor te slaan. En ek moenie dit doen nie. Want dit is presies wat die duiwel wil hê ons moet maak, ons moenie daaroor praat nie. Los die wurm in die hart en die saak is reg. Preek eerder iets anders, maar moenie aan die wurm in die hart karring nie. Die duiwel wil nie hê dat ons hart by die regte plek moet wees nie, by die regte skat nie. O nee, daar's baie plek in die hel. Genoeg vir ons almal. Hy soek ons almal. Ek gaan nie vanoggend die duiwel se sin gee nie.
Ons gaan vanoggend hieroor gesels. En ek moet sê mense, as ek na mense luister, dan doen hulle ongelooflik baie moeite om mense geld en God vir mekaar te probeer skei. Amper iets soos God hanteer die geestelike dinge en geld is iets fisies. En ons doen hierdie Bybelse gimnastiek om dit te probeer rasionaliseer, dat dis iets wat ek het, dis nie God se nie. Want die Bybel sê alles behoort aan God. Alles raak jou geestelike. Wat jou oë op die skerm sien, raak jou geestelike. Wat in jou bankrekening aangaan, raak jou geestelike. Wat jy aantrek, raak jou geestelike. Waar jy ry, saam met wie jy uithang, saam met wie jy is, raak jou geestelike. Alles raak jou geestelike lewe. En hier kom Jesus en hy kom verwyder hierdie onduidelikheid en hy slaan ons op die hart. Hy sê, baie mense sê hulle is lief vir my. Wel, wat sê jou bankstaat? Is dit regtig so? Kan jou bankstaat getuig van jou liefde vir Jesus? Wat sê jou bankstaat van jou liefde vir Jesus vir 2025? Jy sien, dis wat vers 21 so ongelooflik moeilik maak. Want wanneer ek jou bankstaat gaan volg, gaan ek waarskynlik ontdek wat eerste, tweede, derde in jou lewe vat. Waar dink jy kom Jesus in op jou bankstaat? 9de, 10de, 20ste, glad nie. Jesus sê, as jy regtig lief is vir my, sal jy lief wees vir dit wat ek gebou het, die liggaam van Christus, die kerk. Jy sal graag wil hê dat die kerk vir Jesus veld moet wen. Dat dit waarmee ek geseën word, dat ek dit inspan vir God se koninkrykswerk. En is presies vir die duiwel nie wil hê jy moet maak nie. Moenie jou kant bring nie, moenie gee nie, moenie kom nie. Gebruik dit vir iets sinloos, blaas dit, gaan maal. Gooi dit in die water. Gee dit weg. Maar solank jy net nie God daarmee dien nie, is alles reg. Maar dan gee nie om waarvoor jy dit wil gebruik nie, net nie vir God nie. Net nie vir God nie. Koop vir jou goed wat motte kan opvreet, roes kan klaarmaak, diewe kan kom steel. Dis waar jou fokus in jou hart moet wees. Hou dit net weg van Jesus af. Dis die laaste plek waar jy dit moet gebruik. Dis presies wat die duiwel wil hê. Maar weet jy wat? Kyk gou na hierdie twee gedeeltes in die Bybel en sê julle vir my of 'n mens in hulle bankstaat kan sien waar hulle grootste liefde lê. Die eerste enetjie was die ryk jongman. Julle sal daai ryk jongman onthou wat by Jesus opgedaag het, heel opgewonde en hy vra nog vir Jesus, wat moet ek doen om die hemel te kry? Jesus sê vir hom, kom die gebooie na, jy ken mos die gebooie, en die ou raak toe heel opgewonde, want dit klink of hy 3/4 daar is, op 'n stadium toe tref Jesus hom en oor sy grootste liefde. En Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, gaan gee dit aan die armes, en die ou het baie goed gehad. En Jesus sê vir hom, volg my. Maak my jou eerste grootste liefde. Maar die ou draai om voor Jesus en hy loop weg. Want sy grootste liefde was nie Jesus nie. Toe Jesus daai lyn in sy lewe volg, toe kom Jesus by 'n plek uit waar Jesus die eerste is nie. Die tweede gedeelte gaan oor Saggeus. Eendag ontmoet Jesus 'n ou met die naam van Saggeus, nogal 'n kort ouetjie gewees, een van daai ouens as hy 'n meisie wil soen met die eerste op 'n krat staan. Arme ou het ook nie veel veerkrag nie, want as hy agter die mense staan, kan hy ook nie oor hulle skouers spring nie, kan nie sien nie. Hy besluit op 'n stadium, hy gaan 'n boom klim waar Jesus verby gaan loop. Hy kyk toe na die pad waar Jesus loop. Hy klim toe in die boom en daar is Saggeus binne in die boom en op 'n stadium toe sien Jesus vir Saggeus en hy sê vir Saggeus, gaan klim uit die boom uit, ek gaan vandag by jou kom eet. Nou dit was 'n kragtige ete gewees, want Saggeus word 'n gelowige. Op 'n stadium na die ete toe loop Saggeus by sy voordeur uit, hy gaan staan op sy trappie van sy massiewe huis en hy besluit toe vir almal wat hy geld uitgebuit het om 4 maal terug te betaal. Hy was 'n groot belastingman gewees en glo my het baie geld gehad. Geld was nie van sy probleme nie. Hy gaan 4 keer teruggee van almal wat hy gesteel het. Dink julle as ons daai ou se bankstaat volg dat ons by Jesus gaan uitkom? O ja. Vers 20 sê: maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar.
Daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Dis presies wat Saggeus gedoen het. Hy het sy geld in die hemel belê. Kyk, ek moet een ding baie duidelik vandag stel en 'n mens moet dit reg verstaan. Dit gaan nie hieroor as jy ryk is, moet ek nou alles gaan weggee vir die armes en nou is my pad hemel toe geteer nie. Of dat 'n arm persoon nooit kan hemel toe gaan as hy net kan R2 gee nie. Dis glad nie waaroor dit gaan. Onthou dit gaan dieper as geld, dit gaan oor die hart. Onthou julle daai arm vrou wat daar voor daai kussie gestaan het en haar 'n paar sente daarin gegooi het, die laaste bietjie wat sy gehad het, dit kom uit die hart uit. As jy haar sente gaan volg, gaan jy haar hart ontdek, haar hart is by Jesus. Sy het haar liefde gemys met dit wat sy God mee gegee het. Met die bietjie wat 'n mens kan sien wat sy gegee het, waar lê haar hart regtig. Iemand wat met baie meer geseën word, 'n mens moet hy lyn jou lewe kan volg en jy moet by Jesus ook met dit kan uitkom. As ek daai lyn in jou lewe volg en ek kom nie by Jesus uit nie, dan waarskynlik fout in die hart. Die skatte lê op 'n ander plek. Kom ek maak julle nog meer ongemaklik volgende. Wat getuig ons harte in fynbos wanneer ons daai spesifieke lyn volg? Waar kom ons uit? Hoe lyk ons dankie aan die Here in fynbos? Ek kom toe agter dat ongeveer 20% van die mense op hierdie wyse die Here dien. 20% van die mense. So 80% van die mense het nog nie hierdie sprong in hulle hart gemaak nie om die Here op hierdie wyse te dien nie. Ons kan nie die Here net met seker goed in ons lewe dien nie. Hier staan in die Bybel, ons moet vir Jesus met alles dien. Alles sluit alles in. Alles beteken, ek moet enige lyn in jou lewe kan volg, jou tyd, jou sang, jou hart, selfs hierdie lyn, en maak nie saak wat 'n lyn ek in jou lewe volg nie, ek moet by Jesus kan uitkom. Ek sê dit weer, die rede hoekom ek vanoggend hieroor gesels, is omdat daar baie maniere is waar 'n mens se hart kan toets, om regtig te probeer vasstel waar 'n mens se hart lê, want dit is maklik om te kan sê, Jesus is my koning en my Here, maar hoe lyk dit in werklikheid? Hierdie is maar een van die maniere waarop jy jou eie hart kan toets. Dis baie maklik om te kan sê, Jesus is my Here, my rots, maar kan ek daarvan getuig in alle fasette van my lewe? Selfs in jou finansies. Wanneer ons regtig begin grawe in die hart, waar gaan ek uitkom? By watter skat gaan ek uitkom? Waar gaan ek jou hart opgespoor kry op die einde? Gaan ek daai skatkis kan oopmaak en gaan ek vir Jesus in jou skatkis kan ontdek? In hierdie geval, as ek jou bankstaat volg, waar gaan ek uitkom? Is jy besig om in die hemel te belê? Of op die aarde? Kyk, ek weet baie mense sal waarskynlik vanoggend dink om te sê, Donnie, okay, ek het nie 'n probleem met die boodskap nie, jou timing is dalk bietjie uit, hoor. Onthou, dis Desember maand en die mense se sakke is klaar leeg, 55 dae van Januarie lê nog voor. Hierdie is die perfekte tyd om hieroor te gesels. Want oor 'n paar dae spring 2026 weg. Gaan hierdie een van jou nuwe voornemens vir volgende jaar wees om Jesus met alles te dien. Dat wanneer ek jou hart in 2026 volg, maak nie saak wat 'n lyn in jou lewe nie, dat ek by Jesus gaan uitkom. Dat wanneer ek jou skatkis gaan oopmaak, dat ek vir Jesus daar gaan ontdek. My voorneme vir 2026 is om nog meer en met alles Jesus te dien. Om met alles in my lewe te kan getuig van my liefde van Jesus. As jy hierdie lyn in my lewe gaan volg, gaan jy by Jesus uitkom. As jy hierdie paadjie gaan loop in my lewe, gaan jy by Jesus uitkom. As jy my geldjie lyn gaan volg in my lewe, gaan jy by Jesus uitkom. Vat enige lyn in my lewe, jy moet by Jesus uitkom. Dis die perfekte voorneme vir volgende jaar. Maak nie saak watter paadjie ek in jou lewe vat nie. Ek moet by Jesus in jou lewe uitkom. Jou skat is waar jou hart is en jou hart is waar jou skat is. Ek hoop dis Jesus. As dit nog nie is nie, hierdie is die perfekte voorneme vir 2026. Dien Jesus met alles in jou lewe. Alles. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit help nie, ons kom vanoggend en ons probeer die flous nie. En Here, hier slaan ons vanoggend op 'n baie swaar ene. Want daar is sekere paadjies in ons lewe, Here, wat ons nie wil hê jy moet volg nie.
Ons het nie 'n probleem met 1 of 2 of 3 van daardie paadjies, as jy daai paadjie loop, dan Here, dat U gaan uitkom, by moet uitkom by U nie, maar Here, U leer vir ons vanoggend dat nie alle paadjies in ons lewe na U toe wys nie. En Here, waar ons op die brink staan van 'n nuwe lewe, van 'n nuwe jaar, wil ons graag dit een van ons voornemens ook maak vir volgende jaar, Here, om te kan getuig, maak nie saak watter pad jy in my lewe gaan vat nie, Here, dat U by U gaan uitkom, maak nie saak watter pad jy volg nie. Of U my tyd gaan volg, dat ek kan getuig daarvan dat ek werklik meeste van my tyd aan U spandeer nie. Of my hart gaan volg, Here, en U gaan sê dat ek voor U kan staan en sê, Here, ek dien met my hart nie. Of my kerk bywoning, Here, waar ek kan sê, Here, ek is hier, ek getuig daarvan, Here, ek is hier om te kom gee, met alles om U te kom dien, Here. Maar met alle paadjies. Daar selfs sekere paadjies, Here, wanneer U vir ons daarop loop, waar ons weet, Here, U waarskynlik nie gaan uitkom. Here, help vir ons daartoe, dat maak nie saak wat 'n faset in die lewe ons getoets word nie, dat alles in ons lewe kan getuig daarvan U staan eerste, nie 9 of 10 of 20ste nie. Here, U sê vir ons, dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor die gebaar uit die hart. Help vir ons daartoe, Here, dat wanneer ons ook hierdie pad volg, dat ons uit die hart uit sal gee. Dis nie ons nie, dit behoort alles aan U. Help ons, Here, dat wanneer iemand na ons kan kyk, dat hulle waarlik kan sê ook, Here, dat daardie persoon getuig van 'n getuienis wat hulle het, 'n liefde wat hulle het oor U. Here, help vir ons daartoe, want ons kan nie dit uit onsself uit doen nie. U leer vir ons in die gedeelte, daar's 'n wurm wat in ons hart lê wat ons self nie kan uittrek nie. Here, verwyder alle skeid en verwyder alle donkerheid uit ons harte uit, dat ons volgende jaar kan ingaan met 'n vol hart, dat alles in ons lewe kan getuig daarvan, Here, U is eerste, U is ons koning, U is ons rots en verlosser. Help ons, Here, dat ons met oorgawe sal gee. Maak nie saak wat U van ons vra nie, wat U van ons vereis nie, dat ons sal kom en voor U voete neersit. Dankie, Here, dat ons vandag ook weer kan hoor en besef, en ons eie harte kan toets op vanoggend, Here, dat ons kan besef, om seker te maak, elke liewe paadjie eindig by U. Dankie dat ons vanoggend hierdie kan bid, in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen.